Goeiemôre broeders en susters en kinders. Baie welkom tot vanoggend weer in ons erediens. Ons gaan ons erediens begin deur die sing van Psalm 103, die eerste en die derde verse. Psalm 103, vers 1 en 3. God wil ek loof met alles wat in my is. Ek wil hom prys omdat hy goed vir my is. Dan gaan ons kyk hoe die seën uitgespreek word en dan sing ons direk daarna. Ek gaan dit nie weer aankondig nie. Lied nommer 169, die eerste, tweede en die derde. We doen ons op 'n aanbiddende manier. Heilig, 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 Heer God Almagtig. Die eerste een is 'n lofpsalm. Ons sing dit met lof. Die tweede lied wat ons sing is aanbidding. Ons sing dit 'n bietjie saam. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Oh
Geliefdes, terwyl ons so staan, kom ons doen saam die belydenis van ons geloof. En ons sê dit almal hardop op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooides te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sit. En dan moet ons die wet van die Here onderhou. Kom ons lees wat die wet van die Here is. En terwyl ons luister na die wet van die Here, kom ons oordink ons eie lewe. Moses het die hele volk by mekaar geroep en vir hulle gesê, Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Here ons God het by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dit is nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons almal wat hier is en nou lewe. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag dit nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Saterdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons lees tot sover. Kom ons sing nou Psalm 119, vers 14 en vers 17. Gee my in u gebooie insig,
Ek wat gemaak is deur die hand. Kom ons sing dit saam, terwyl ons sing. Here God in die hemel, groot en heilig is U naam. Ons prys U en ons loof U. Daar is niemand en niks soos wat U is nie. U almag, U krag, U alomteenwoordigheid kan deur niks en niemand op hierdie aarde vergelyk word nie. Here, voor U kom ons vanoggend te saam. Ons aanbid U. Ons wil niemand anders aanbid nie. Daar is geen ander God wat ons knieë voor sal buig nie. Here, ons is hier saam om U te eer. U is teenwoordig. En ons bid dat die Heilige Gees ons sal vul. Vul met U woord, met U liefde en met U genade. As ons U woord oopmaak en ons lees daaruit, dan weet ons, dit is geïnspireerd deur die Heilige Gees wat hier staan. En dan weet ons dat ons dit wil gehoorsaam. Help U ons, Here. Ons bid dit om Jesus Christus onnaam. Amen. Kom ons lees vanoggend uit Lukas hoofstuk 12. Lukas hoofstuk 12 en ons lees van vers 35 af. Lukas 12 van vers 35 af. Die gelykenis van die maaksame slaaf. Wees gereed, die
die heupe omgord en die lampe aan die brand. Julle moet wees soos mense wat vir hulle eienaar wag tot hy van die bruiloft af terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak en hy kom en aanklop. Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker ek julle. Hy sal hulle aan tafel laat sit, self 'n voorskoot aansit en hulle kom bedien. Gelukkig is die slawe wat hy wakker aantref, selfs al sou hy eers om middernag of met hannekraai kom. Maar dit moet julle weet. As die huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom, sou hy hom nie in sy huis laat inbreek het nie. Ook julle moet gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle hom nie verwag nie. En toe vra Petrus, Here, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel, of vir almal? En die Here antwoord, wie is eintlik die getroue en verstandige bestuurder, vir wie die eienaar oor sy ander slawe sal aanstel, om hulle op tyd hulle kos te gee? Dit is die man vir wie sy eienaar by sy thuiskoms so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Ek sê vir julle die waarheid, sy eienaar sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as die slaaf by homself sê, my eienaar draai lank om te kom, en hy die slawe, mans en vroue begin slaan, terwyl hy self eet en drink en dronk word, sal die eienaar van die slaaf kom op 'n dag wat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie. Dan sal sy eienaar hom laat doodmaak en hom die lot van die ontroues laat deel. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Dan ons teksvers, ons fokusvers. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie gewys word. En van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Vers 48, die tweede gedeelte van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie gewys word. En van hom aan wie baie toevertrou is, skei kan. Dan wonder ek, wat is dit wat aan ons gegee is? En dat die mens besef dat daar baie geëis word van jou. Hoe gaan ons dit verklaar? Die tweede gedeelte sê amper dieselfde as die eerste. Van hom wat baie toevertrou is. Die woordjie toevertrou en gee, kom eintlik ooreen met mekaar. En dan sal baie geëis word, en dan die volgende woordjie sal meer gevra word. Dit kom ook ooreen met mekaar. In die preek sal 'n mens verwag dat die dominee vir jou verduidelik, wat is dit wat jy baie ontvang het, en hoe word dit geëis van ons, as ons dan baie ontvang het, as ons van daardie mense is wat baie ontvang het. Ek vra die kleintjies om asseblief na vore te kom. Die kleintjies kan ek voor by my kon sit. Sit hier by my. Dan praat ons 'n bietjie, dan dink ons ook 'n bietjie. Die Here gee. Maar ek sê wat? Dis die presies, Johan kan vir my dis 'n kleintjie wat. Daar sê die Here se gawes. Wat het die Here alles vir ons gegee? Wat het hy vir ons gegee? Ja, ek
het daar 'n prentjie van, die Here gee vir ons geskenke. Maar is dit geskenkies, is dit pakkies wat toegedraai is? Wat gee die Here vir ons? En julle vir my opnoem. Ja, wat gee hy vir ons? Hy gee vir ons, ek hou daarvan, hy gee vir ons liefde in ons hartes. Dit is 'n baie belangrike ding. Die Here gee vir ons liefde in ons hartes. Wat gee hy nog vir ons? Wat het die Here ook vir jou gegee? Hy gee ons voeltjies laat vlieg. Dis baie mooi. En nou die voeltjies vlieg en ons kan dit sien. En ons kan bly wees oor die voeltjies. So hy gee vir ons blydskap. Dis reg. Hy het slakkies ook gegee. Nee, hy het diertjies wat hy gee. Talente. Jy's 'n slim man. Hy gee vir ons talente. Ander woorde, dinge wat ons kan doen. Hy gee vir ons blydskap, hy gee vir ons liefde, hy gee vir ons hy het vir ons gesterf uit sy liefde uit, het hy vir ons gesterf, so hy gee vir ons so baie dinge. En nou, kom ons kyk die volgende prentjie. Kan ons daai dinge wat hy vir ons gee, kan ons dit net vir onsself aan? Soos daai ryk man wat sê, ek deel nie hierdie goeders uit wat ek kry. Ek gaan net self ryk word, kan ons dit nie doen? Hoekom dink jy nie so? Ja, die soldaat, hy is 'n gaar, Die soldaat, maar dis 'n ryk man. En hy sê, ek is ryk, ek hou dit vir myself. Ons moet dit gee vir ander mense. Dit wat die Here vir ons gegee het, moet ons ook vir ander mense gee, Ek daai ander prentjie, ons moet dit uitdeel vir ander. Ons moet dit uitdeel, dit wat ons gekry het van Jesus. Jy het gesê, jy het liefde van Jesus gekry. Hoe gaan jy dit uitdeel vir ander mense? Goed om mense te bid dat hulle gesond word en ook jou geldjies uit te deel vir ander mense wat nodig het. Maar sê jou seën. Ja, kyk, tot ander hulle voordeel, tot voordeel vir ander mense, dat dit kan goed gaan met ander mense, Ja. Hy het vir ons 'n maan gegee wat ook skyn, Goed, wat ons nou mooi gesê, die Here gee vir ons baie dingetjies. Maar daai dingetjies kan ons net vir onsself hou. Ons moet dit vir ander mense uitgee. Die Here vir ons liefde gee, moet ons ook vir ander mense lief wees, Die Here vir ons vreugde en vriendelikheid gee, dan moet ons dit ook vir ander mense gee. Is dit reg? Al jou talente, ook ander mense uitdeel, Goed. Jy het by webstores gekry, dit baie goeie. Dis mooi, dis mooi. Goed, julle kan by julle klaskamers plek. Kom ons sing saam lied nommer 257. Die Here maak oop my hart se poort, maak my ontvanklik vir die woord. Dis die gebed wat ons ook het voordat die woord verkondiging tot ons kom. Kom ons bid, ons sing dit saam.
soos wat die eerste Christelike gemeente van Handelinge begin groei het, die mense gou besef, dat ons moet gaan sit, om dit beter te organiseer. Dit was nie lang nie toe daar klagtes begin ontstaan oor die versorging van die Grieks sprekende medewerkers. En toe het hulle die kerk beter georganiseer en hulle het 7 diakens aangestel om te sorg vir hierdie weduwees in hulle midde. En die woordjie diaken beteken iemand wat dien. En ek vertel dit omdat die woordjie dien baie belangrike woord is. Ook in die gelykenis wat ons vanoggend gelees het. Nou is dit baie interessant aan die begin van die gelykenis van die waaksame slaaf. Word daar vertel van slawe wat moet gereed wees. Hulle moet nie aan die slaap wees. Hulle moet waaksaam wees. Maar as 'n mens daardie gelykenis 'n bietjie verder gaan lees, weer lees, en kyk wat is eintlik in die middelpunt van daai gelykenis. Dan is dit die slawe wat gaan aansit aan die tafel en die eienaar wat met sy terugkom die mense, die slawe bedien. So in die middel van daardie gelykenis staan eintlik nie die waaksame slawe nie, maar die eienaar wat hulle bedien, wat hulle dien. En nou, ons het gister 'n bosberaad gehad waar al die ouderlinge bymekaar was. En ons het bespreek dit wat ons ook die volgende jaar wil doen, of hierdie jaar wil doen in die gemeente. En ons het gesê, ons thema is nog steeds weet, deel en vertel. En deel van daai woordjie deel het te doen met diens. En dan gaan ons vanoggend sien hoe die baas of die eienaar of die bestuurder aangestel word om die slawe te bedien. Dit is nogal heeltemal iets anders wat in hierdie gelykenis na vore kom. Want 'n mens verwag eintlik dat die eienaar of die bestuurder aan die tafel gaan aansit en dat die slawe gaan kom of hom kos aanbring en hom bedien. So dit wat Jesus hier vertel, is eintlik heeltemal 'n ommekeer in die hele sosiale orde, soos wat 'n mens dit normaalweg sou wou gehad het. Die gelykenis van die waaksame slaaf het vrou Petrus en vir die res van die disippels heeltemal verwag. En Petrus vra namens al die disippels vir Jesus Christus die vraag: Here, is die gelykenis vir ons bedoel of vir almal? Hy wonder, wat is die gelykenis eintlik? Ek wonder wat dit was wat vir Petrus aangespoor het om hierdie vraag te vra. Hy het in die vraag al reeds 'n verdeling gemaak tussen ons. Wie is die ons? Nou ek sê almal. Wie is die almal? Om dit te kan verstaan, moet 'n mens eintlik probeer om dit te verstaan in 3 sirkels wat so mooi mekaar pas. Die binneste sirkel, die mense naaste aan Jesus Christus, was sy disippels gewees. Dis die ons van Petrus. Dis die disippels. En dan, die bietjie wyer kring om Jesus was 'n klomp nuuskierige skare gewees. En die wydste was eintlik die fariseërs en die skrifgeleerdes wat eintlik daar aan kant gestaan het. Hulle het altyd dopgehou wat Jesus sê. En as hy dalk ietsiekie verkeerd sê,
dan is hulle gereed om in te spring. Nou hulle het daar op die kantlyn gestaan. Gekyk, wanneer is dit nou die geleentheid om in te spring en vir Jesus eintlik 'n vraag te vra wat hy nie kan antwoord nie. Hierdie binneste kring van mense, sy disippels, altyd hier, hulle was eintlik altyd naby aan Jesus. Hy het vir hulle baie keer gelykenisse vertel wat hulle nie eintlik baie mooi verstaan het ook nie. Nou Petrus 'n vraag van wat ons disippels, is dit nou hierdie gelykenis bedoel vir ons disippels? Of is dit vir die ander mense ook bedoel, vir die nuuskierige skare en vir die fariseërs? Eintlik vra Petrus, wie is daar die mense wat nou by daai tafel gaan aansit? Nou die mense wat nou die waaksame ouers is, die waaksame slawe, wat die eienaar by sy terugkoms gaan bedien, wie is hulle? En dit is asof Petrus eintlik bang was, dat Jesus eintlik bedoel, dis die ander mense, dis almal, dis die nuuskierige skare, die fariseërs, en dit sluit hulle uit. En onthou in die kring van die disippels was daar al 'n worsteling gewees. In Lukas 9 word daar vertel, dat hulle onder mekaar begin wonder het, wie is eintlik die belangrikste onder die disippels? Wie gaan eintlik by Jesus sit? Wie gaan die naaste hom sit? Wie gaan by sy skouer lê? Dit eintlik begin daaroor argumenteer. Nou kry mens iets weer hiervan in hierdie gedeelte. En dan antwoord Jesus. En hy antwoord nie vir Petrus direk. Hy begin sy antwoord en hy sê, wie is eintlik, en dan vertel hy 'n tweede gelykenis. En in hierdie gelykenis vertel hy van 'n eienaar wat 'n bestuurder aanstel. En daai bestuurder het net een verantwoordelikheid. Dis mooi belasting. En sy een verantwoordelikheid is, jy moet sorg dat die slawe op hulle tyd hulle kos kry. Dis die bestuurder se verantwoordelikheid. Hy moet dit doen. As hy dit doen, dan as die eienaar terugkom, sal hy hom prys en hy sal vir hom al sy goed toevertrou. En wat mooi is van hierdie gedeelte, die bestuurder se taak is om die eienaar se goed te vat en dit uit te deel. Dit was sy groot verantwoordelikheid. Jesus antwoord Petrus deur te sê dat die bestuurder wat vir die ander slawe sorg, 'n getroue en 'n slim bestuurder is. Hy volg die voorbeeld van die eienaar en hy is eintlik in diens van hierdie slawe. Nou kry mens weer die woordjie diens. Die eienaar in die eerste gelykenis wat as sy slawe by die tafel aansit, hulle bedien. En hier ook die bestuurder. Sy werk is om die kos van die eienaar uit te deel aan die slawe. En dit sluit almal in Petrus. En met almal word bedoel die disippels, die nuuskierige skare, plus die fariseërs. Jesus Christus maak nie dieselfde onderskeid as wat Petrus gemaak het, wanneer hy praat van ons en almal nie. Jesus Christus maak 'n ander onderskeid. Hy praat van die getroue en verstandige bestuurder en die ontroue slaaf. Hy praat van getrou en ontrou. Hy praat ook op 'n ander plek in Lukas 12 vers 47 van die wat weet wat die slawe moet doen en die wat nie geweet het. So getrou en ontrou. En die wat weet, die wat nie geweet het. En nou moet ons erken, nie al die bestuurders is getrou en slim nie. Nie al die bestuurders aanvaar dat hulle werk eintlik tot voordeel van ander mense moet wees nie. Sommige misverstaan dit en hulle gebruik dit tot hulle eie voordeel.
Sulke bestuurders beskou die afwesigheid van die eienaar as 'n geleentheid om self in te palm en tot hulle eie selfsugtige begeertes te geniet. Dit staan in ons gelykenis. Hulle misbruik hulle posisie deur die slawe sleg te behandel. Hulle gebruik die middele wat tot voordeel was van ander om hulle eie behoeftes te bevredig, om te eet, om te drink, om dronk te word. Hierdie bestuurder is so besig om self die lewe te geniet en ander te misdryf, dat hy nie op sy hoede is wanneer die eienaar skielik terugkeer nie. En die gevolg van sy optrede is dat hy verwyder word in die geleedere van die getroue en deel word van die ontroues. Nou wonder ons, wie is die slawe wat hulle eienaar se wil ken, maar wat weier om gereed te wees om op te tree volgens sy wil? Heel moontlik is dit niemand anders as die skrifgeleerdes en die fariseërs. Daar die buite. Hulle weet, maar hulle tree nie reg op. En die klem lê eintlik op hoe hulle weet. Hulle was die godsdienstige leiers van die Jode gewees. Hulle het godsdienstige geskrifte, hulle bitter goed geken. Hulle het die 613 wette van die Ou Testament en nog 'n klomp wette wat hulle die tradisie genoem het hulle elke dag gelees, elke dag bestudeer. Hulle noem hierdie tradisie, het hulle die halakha genoem, die reëls, wat al die aspekte van jou lewe presies gereël het. En dan het die fariseërs ook gedink dat hulle is die ouens wat weet wat die wil van die Here is. Maar in Lukas 11 vers 39, net die vorige hoofstuk, het Jezus al die fariseërs uitgedaag oor hierdie presiese reëls. Die fariseërs wat veronderstel was om die leiding te neem, omdat hulle weet wat die wil van die Here is. Maar hulle het nie vir die mense gesorg nie. Hulle het vir hulle self gesorg. En daarom sê Jezus aan die begin van hoofstuk 12, gelaarheid. Hulle gee voor, hulle is wit gepleisterde grafte. Die binnenkant is hulle vol haar. En ook die nuuskierige skare, wat heel moontlik mense is wat nie geweet het nie. Hulle het die onderrig van Jezus gehoor, maar hulle was nie in staat om alles te verstaan nie, en saam met hulle ook die disippels. Jezus het baie van sy onderrig in die vorm van gelykenisse gegee. En die skare is daar die mense wat kyk sonder om te sien, en wat hoor sonder om te verstaan. Baie keer het Jezus sy disippels teruggekom na hom toe as hy klaar gelykenis vertel het. En dan vra hulle vir hom, wat bedoel hy nou dit daarmee? Die gelykenis word baie keer verklaar. As 'n mens na verskillende preke kyk, dan word baie keer verklaar as dit kom by die wederkoms van Jesus Christus uit, dat ons moet gereed wees, as Jesus Christus weer kom. Maar hoewel dit belangrik is, en baie gelykenisse daaroor gaan, dink ek as 'n mens hierdie gelykenis baie mooi lees, dan gaan dit eintlik oor diens. Wat moet ons nou in die koninkryk van God doen? Wat is ons stap as gelowiges nou, terwyl ons wag vir die wederkoms van Jesus Christus? In die eienaar se huishouding moet sy eiendom of sy besittings nie weggesteek word nie, maar dit moet uitgedeel word. Dit is wat in die kern van hierdie gedeelte staan. Anders as die ryk dwaas wat probeer het om sy besittings te gaan begrawe. Nou op 'n stadium het Jezus vir elkeen 'n aantal talente gegee. Die een nou het sy goed gevat is, hy het begrawe. Ander ou het geboeker daarmee en het meer geword. Die klem in hierdie gedeelte lê daaroor, dat die goed wat die eienaar van behoort, dat het uitgedeel word.
dat dit nie teruggehou word nie. Vroeger in die hoofstuk het Jesus gewaarsku, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Gierigheid om terug te hou, of vir jouself te hou. Want 'n mens se lewe is nie afhanklik van 'n oorvloed van besittings nie. Dit is daar die ryk man wat ek ook vir die kinders gewys het, wat sy eie sakke vol stop. Dis die gevaar. Alles wat ek het, hou ek terug. In plaas daarvan, Lukas 12 vers 23, gaan verkoop julle besittings en gee julle bydraes vir die armes. Dit wat die Here vir julle gegee het, deel dit uit. Dit is omdat die getroue bestuurder toegang tot God se rykdom het, wat weet wat ons nodig het, dat ons die oproep van Jesus gaan gehoorsaam, om ook nie bekommerd te wees oor ons lewe. Lukas 12 vers 22, nie bekommerd wees, dat jy al by een te min gaan hê, as jy baie het nie te gee, as jy baie bereid is om te gee, nie bekommerd wees oor jou lewe. Jezus het nie Petrus se vraag direk beantwoord. Maar miskien het hy. Miskien het hy in Petrus se hart ingekyk en daar die ou struikelblok van die vraag raak gesien. Petrus het die wêreld verdeel in ons en hulle almal. En hy wil daar nie onderskeid handhaaf. Die disippels wil graag hierdie posisie van hulle naby aan Jesus wil hulle behou. Dit vir hulle eie voordeel. En daarom argumenteer hulle wie die belangrikste is. Maar die twee gelykenisse vernietig die onderskeid tussen ons en almal. Maar die eienaar is besig om die slawe te dien. Die bestuurder voed die wat aan hom toevertrou is met die besittings wat die eienaar onder sy beheer geplaas het. Jesus wys dat die enigste posisie in God se koninkryk gebruik moet word om ander mense te dien. Ons is daar tot die voordeel van almal. Aan die einde van die gelykenis sê Jesus, en dit is ons fokusvers, van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word. En aan hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Wat aan jou gegee is rentmeesterskap, die posisie van 'n bestuurder. Gelowiges is rentmeesters, of hulle is bestuurders, wat die eienaar se besittings tot voordeel van ander moet uitdeel. Wat daar van ons geëis word, is wysheid en getroue, om nie die besittings net te hou tot jou eie voordeel nie. Paulus het homself beskou as 'n bestuurder, wat moet weggee wat God vir hom gegee het. Sy hele lewe. As dit die wyse waarop hy opgetree het. In 1 Korintiërs 4 vers 1 skryf hy, so moet julle ons dan sien. Ons is dienaars van Christus en bestuurders. Dan gebruik hy die sulke woord, aan wie die geheimenisse van God toevertrou is. En dan verstaan hy sy opdrag, dat hierdie geheimenisse wat aan hom toevertrou is, dat hy dit aan ander moet bring. In 1 Korintiërs 9 vers 17 skryf hy, dit is die taak wat aan my toevertrou is. Dit is dat ek as 'n prediker die evangelie kosteloos moet verkom. Daardie geheimenis moet hy vertel aan almal. En dan ek dus hierdie opdrag om ander te dien met die gawes en die vermoëns van die Here vir jou gegee het, staan ook in 1 Petrus 4 vers 10 baie mooi geskrywe. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, nou wat hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. Dis presies wat Jesus in sy gelykenis sê. Dis nie ons en almal. Ons is belangrik, ons is nader aan Jesus, of ons weet meer. As jy 'n gelowige is, as jy 'n rentmeester is, die Here vir jou gawes gegee het, is die doel van daardie gawes, om dit ook uit te deel.
Petrus skryf verder, as iemand die gawe ontvang het om te preek, moet hy God deur hom aan die woord kom. As dit is om die gemeente te dien, kom die woordjie weer voor, 1 Petrus 4 vers 11, moet hy dien met die krag wat God hom verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toebehoort, tot in alle ewigheid. Amen. Sê Paulus, of sê Petrus. Om ons gawes te gebruik, om ander te dien tot hulle voordeel, is nie 'n keuse nie. Dis 'n opdrag van ons Here Jesus Christus, wat ons as gelowiges wil gehoorsaam en moet uitvoer. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons is die instrumente in U hand. U het vir elkeen van ons besondere gawes gegee. Help ons dat ons dit ook uitdeel aan die wat om ons is. Here, ons erken dat ons nie belangriker of groter is as enigiemand anders. Ons weet, die genade is groot. En die liefde is groot. Daar het ook in elkeen van ons sy lewe gesien word. Dit ook aan het bemoedig en aanmoedig. Here, so wil ons U dien. So wil ons in U koninkryk staan. Help ons daarmee. Ons bid vir die wat siek is in ons midde. Ons bid dat U elkeen wat omkyk na U en wat wag dat U genade gee ook in sy of haar lewe, dat U ons gebede sal antwoord. Ons bid dat U vir ons sal krag gee, dat U vir ons sal liefde gee. Ons bid vir U troue versorging, Here. U ken ons. U het ons gemaak. En U gee om vir ons. Daarvoor kyk ons op in dankbaarheid. Daarom wil ons U dien en U eer. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid, Here, dat U ook deur die Gees in ons gemeente werk. Dat ons elkeen ook diensbaar is in U koninkryk. En dit wat U vir ons gegee het, dat ons dit gebruik tot voordeel van ander om ons. Lei U ons daarmee. Dankie vir elke geleentheid wat daar vir ons is om U te dien. Dankie dat U ons geplaas het hier in ons dorp, in ons land. En U het vir ons U liefde gegee. Gee dat ons dit ook vertel en verkondig aan mense om ons, mense in ons werk. Here, lei U ons. Ons kyk op na U. Ons aanbid U alleen. Ons bid vir ons land. Ons bid vir ons kerk, landwyd. Ons bid dat U heers, as God, as koning, dat U die hoof is van ons kerk, Jesus Christus die hoof is. Dat U regeer. Ons bid dit, Here, om Jesus Christus ontwang. Amen. Ons gaan nou ons gawes gee en ons gee dit vandag vir barmhartigheid. Barmhartigheid, ons liefdesgawes, en daarna sing ons saam van lied nommer 500 vers 1 en 2. Gods dade is volmaak en goed, sy wil is altyd heilig. Ons doen dit dan staande, lied nommer 500 vers 1 en vers 2.
liefde in die harte, vrede in die harte. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is met elkeen van u. Amen. En dan is dit met vreugde dat ons ook kan afkondig van die geboorte van 'n seentjie van Andrei en Annemarie Skeepers. Ons is baie bly saam met hulle en ook vir 'n ouma en 'n oupa, Martin en Karina Kotse wat ouma en oupa geword het. Dit is my eerste kleinkind, baie geluk aan hulle ook. En dan vra ons dat u ook sal dink in die gebede aan ons siekes en ons verswaktes. Ons dink aan Dawie Botha senior, aan Fani Janse van Vieren, ons dink aan Patty Koens, ons dink aan Velsie Kenison, dat ook nog behandeling ontvang, en in die gebede ook sal dink aan Liefie Groenewald se sussie Ria, wat nog baie siek is. Dan herinner ons die gemeente aan ons tekkiediens, dit is vir ons hoërskoolleerlinge, seker graad 5 ook by, die tekkiediens volgende Sondag al 6:00. Dit beloof iets baie interessant te wees, baie leersaam te wees, lekker te wees vir jong mense om op daaraan deel te hê. Julle is baie welkom daar. Dan word kapkyks ook verkoop, verstuiving van ons jeugfonds vanoggend. Katekisasie, daar sal seker 'n paar kinders weer sien dat hulle kategete nie vanoggend hier is nie. Hulle het almal reëlings getref, so die katekisasie vind plaas. Daar is iemand wat hulle plek inneem, so die katekisasie gaan voort by al die klasse soos normaalweg. Dan wil ons net baie dankie sê aan almal wat gehelp het Vrydag aand met ons besie braai, die braaiers, die wat bygestaan het, die wat gehelp het met die bykoste, die wat brood gegee het, almal wat hier was, dit was baie lekker. En dit was 'n groot sukses. Baie dankie aan elkeen van julle. En dis al wat ek moet afkom.